Cliffhanger Organic Red 2024 deur Kanetsfontein is 'n Merlot Shiraz versnit sonder enige bygevoegde swaal. Dit maak die wyn meer gesond en heerlik om saam met pasta geregte en slaaië te geniet. Kyk, ek gaan vir hy nou nie reepies vleis moet gee nie, ek gaan vir my hele steak moet gee. Nou vandag se resep is my go-to as dit kom by om in 'n japtrap 'n ete voor te berei vir baie en honger magies. Nou die dis is heerlik as 'n wintergereg, maar net so lekker om 'n deel daarvan ook oor te hou vir môre se kosblik werk toe. Nou dit is ook eintlik 'n eenpot gereg en kan maklik in 'n kleiner bakkies ook geskep word en individueel bedien word, wat dit sommer dan hearty en fancy maak. Nou ek gebruik wel vandag 'n meer duurder vleisnit, maar met my oorspronklike resep wat ek altyd gebruik is gewone beesmaalvleis die perfekte opsie. Nou ek het reeds my stukke vleis hierso langs my in 'n pan gebraai tot medium gaar, dan kan jy dit net so eenkant hou en dit laat rus en dan later sny ons dit net in reepies en voeg dit by die sous. Nou ek gaan nou daarby uitkom, maar eers wil ek gesels oor die romerige tamatiesous. Nou in die pan het ek hierso reeds die eie goudbruin gebraai saam met 'n bietjie knoffel, dan gooi ek die Pick n Pay tamatiepasta sous in die pan saam met al die ander bestanddele. Nou kyk, hier is dit nou vir my baie moeilik om vir jou resep te gee, want hoe ek gewoonlik hierdie maak is ek vat al hierdie goed en dit wat ek in my yskas het en ek gooi dit net hier by mekaar. So ek gaan my bes probeer om vir jou die presiese resep mooi deur te gee. So ek hou daarvan, daar's verskillende opsies. Ek gaan nou 'n bietjie van alles vandag hier ingooi, maar gewoonlik gebruik ek sommer so 'n blikkie tamatie en ek sien deesdae het hierdie Pick n Pay hulle Let's Cook reeks. Baie oulik, hulle is reeds 'n gemengde tamatie formatie. So ek gooi nou 'n bietjie van dit in. Ek gooi 'n bietjie van hierdie tamatie, dis 'n bolognese sous, gooi ek van dit in en jy sien ek meet hom sommer so met die oog. En dan is hierdie is 'n sun-dried tamatie pesto. Ek gaan net so 'n eetlepeltjie van hom ingooi en dan natuurlik so 'n bietjie chutney. Sien jy? Dis net 'n gooi bymekaar resep hierdie. En dan heel laaste het ek dan nou 'n bietjie speserye, origanum en dan Italiaanse speserye, so knertsie rooiwyn. En dan gaan ek dit nou net roer. En dan eers as die sous klaar geprit het, kan jy die plaat afskakel en dan gaan ons die room byvoeg en ook die parmesan kaas. Nou die pasta kook jy net tot al dente en ek hou daarvan om hierdie dis spesifiek met daai pennepasta te maak of die skulpiepasta te gebruik. Die penne se ruffeltjies trek die sous lekker op en die skulpies vang die sous weer op. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou ek het die vleis in dunnerige reepies gesny en jy sal sien dit is nog so mooi pink hier voor my en dit sal self in 'n romerige tamatie pasta sous wat hier langs my is weer dan nou warm word. Nou laaste die pasta en ook die parmesan kaas het ek reeds ingevoeg vir ekstra geur en die diepte by die dis. Nou jy het wel een van 2 opsies. Jy kan of die geel cheddar kaas nou hierby ingooi of ons kan dit later net bo oorstrooi en die deksel toemaak of vir 'n paar minute in die oond plaas om te smelt en die hele pan net so op die tafel sit en dit bedien. Nou kom ek meng gou die pasta. Ek dink ek gaan die cheddar kaas wel later bo oor die pasta strooi en die deksel opsit sodat dit net so lekker kan smelt. As daar tyd is, druk ek dit dalk gou in die oond vir so 8 minute, net sodat daai boonste kaaslaag so goudbruin en trekkerig rooster. Nou ek het wel hierso dit in 'n ander pannetjie ook gesit want ek het besef dit gaan te veel hier wees as ek dit alles hier in moet meng. So heel eerste wat ek doen, vat ek van hierdie gesnyde reepies en ek gaan wel 'n bietjie van dit oorhou en daarso het ek vir hy nou genoeg ekstra vleis gebeere. So ek net sodat dit lekker warm word en dan weer in die sous en die res wat hier is, gaan ek sommer vir garnering bo-op gebruik. Nou al wat jy nou kan doen is jy kan net hierdie sous lekker in die vleis inmeng. So heen en weer en dan al wat ons gaan doen is hier's my pasta en ek spoel, dit hang af wat se pasta ek maak, maar ek spoel gewoonlik my pasta af en dan sit ek net so klein bietjie olyfolie bo op laat hy nie vas sit aan mekaar nie. Ek dink ek moet so maak. Dit gaan vinniger gaan. Nou kan jy dit net so
En dan gaan ons dit nou lekker deurmeng. Wat ek wel gaan doen, ek gaan so ekstra bietjie groen oorgooi en dan kan jy dit nou lekker meng. En as hy nou mooi ingemeng is, ek gaan dit nou klaar doen, dan gaan jy nou die kaas opsit. Nou ek het die pan toe nou vinnig in die oond gesit en die laaste net so bietjie gekapte petersilie bo-oor gestrooi vir garnering. Nou, hulle het vir my hier agter af van skerm af gesê, ek moet seker maak Reina het genoeg kos, so ek het my nou sy eie ene gemaak, maar ek weet nie, want gewoonlik het my boetie so pan opgeëet al op skool, en hy is nou nie die sterkste man in die wêreld nie. So, kom ons hoop ek vul net 'n klein holtetjie vir jou. So al wat jy nou doen is ek gaan gou-gou so, ek gaan net die pan vashou met 'n lappie want hy is so bietjie warm. En dan skep jy nou net so lekker groot porsie binne in die bakkie in. Dus soos ek genoem het, jy kan nou 'n bietjie fancy wees en van die begin af dit in 'n oondvaste bakkie sit en net so lekker inskep of net so op die tafel sit en hierso vat ek nou sommer hierdie, dis nou net om dit mooi te laat lyk. Dis nou al hoekom ek dit doen. En dan so 'n bietjie laaste groen bo-oor. En kyk, ek het nie vandag gewone swart peper nie. Ek het 'n mix pepperkorn. Hy het allerlei verskillende kleure in. Net so laaste bietjie bo-oor. Nou dis hy. Kyk nou net hoe maklik. Geniet die naweek. My resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op die Facebook bladsy beskikbaar.